Ek wil vanoggend net kortliks deel met u. Gehoorsaamheid is beter as offers. Ek gaan die skrif opsit, ek gaan net 2 gedeeltes uit die Bybel uit aanhaal. Dit het my net getref en ek wil graag gevorder deel met u. Die eerste gedeelte is Josua 7. Daar was opdrag dat hulle moes gaan om 'n stad te gaan vernietig. Dit tref met die band with a curse, with a bang. They had to put a curse on them, and they must kill everybody, en hulle moes alles vernietig. En toe gebeur dit. En toe kom die opdrag dat die Israeliete moet vir die stad Ai gaan aanval. En hulle stuur toe verkenners uit, en die kom terug en sê, hoor, dit is nie nodig om al die manskappe te stuur, dit is 'n klein stuitjie, dat die ander rus en stuur net 'n gedeelte van die weermag in. En toe hulle dit doen, toe kom die manne terug en hulle word tamelik res op teen die klein stad Ai, wat eintlik 'n walkover moes gewees het. En dan kom terug en dat verstaan nie wat aangeneem, en Joshua sê vir die Here, wat is die probleem? Hoekom hierdie klein stadjie wat ons nou so teestand bied, wat eintlik maklik oorwinbaar is? Wat nou? En toe kom hulle agter, toe sê God vir hulle, daar's in julle midde, is daar iets, of iemand wat nie reg is nie, wat nie gehoorsaam is. Toe hulle nou ondersoek doen, toe sien hulle dat Agan, Eitje, ek is die Engelse naam, dat Agan het 'n mooi mantel, 200 sikkel silwer en 'n goudstaaf in sy tent begrawe, van die buit die stad Ai. Of uit die vorige, precies op die vorige stad wat hulle aangevat. En stryd met wat God gesê. En dit het gemaak dat Israel nie die klein stad van Ai kon oorwin. Hulle het vir Israel hierdie magtige weermag, het hulle laat les op sê. So 'n klein opponent wat weerstand bied en wat hulle oorwin, wat hulle lewe ongemaklik maak. Maar kyk ons in 1 Samuel 15 vers 9, dan sien ons dat Saul en sy manskappe het 'n opdrag gekry dat hulle moes 'n koning Agag sy stad aanval en hulle moes hom doodmaak en alles moes hulle vernietig. En toe gaan hulle en hulle spaar Saul, besluit toe, hy kry vir Agag jammer. En hy gaan sy lewe spaar. En hulle hou van die beste kleinvee, van die skape en beeste, die beste hou hulle uit om te offer aan God, of so sê. En dan sien ons dat Saul, die oomblik toe Samuel kom en vir Saul konfronteer met die feit, maar hy sê toe vir hulle, het julle gedoen wat God gesê, toe sê hulle ja, toe sê hulle, wat is die gebler wat ek hoor? En toe kom die waarheid uit. En ons sien dan nou hierso dat Saul sê, ek het vir Agag jammer gekry en ek het besluit om sy lewe te spaar. Jy sien, as ek dit gou verwoord kan Saul staan, die Israeliete het opdrag gekry om die Kanaaniete in die beloofde land ingaan en almal te vernietig. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het toegelaat dat van die mense bly. En as jy van die mense laat bly, dan bly hulle gewoontes, hulle afgode, hulle manier van doen. Dit bly. En Saul sê toe maar, hy het toe vir Agag laat leef, maar hy sit toe die blaam op sy manskappe. En hy sê, hulle het gesê, ons moet die klein vee en die beeste hou, om vir God te offer. En hy sê, ek was bang vir hulle, hy is die koning, ek was bang vir hulle. So het ek nou maar so gemaak soos wat hulle doen. En Samuel sê vir hom, is gehoorsaamheid nie beter as lofoffers, of godsdienstige offers. Die kern van die saak, en ek wil klaarmaak en ek sluit af, is baie kort volgende. Die kern van die saak vanmorgen is dat daar is dinge in ons lewe. Wat is daar vanmorgen in my tent wat ek begrawe het? Wat God gesê het, jy moet dit met die bandvloed tref, jy moet dit vernietig, jy moet dit los, jy moet klaarmaak.
Hoe het God het vir jou gesê, miskien deur sy Heilige Gees jou gewete wat jou pla, daarin wete dat dit is nie reg nie, maar ek hou vas daaraan. Maar dit is my kosbaar, daai emosies, daai gevoelens, daai sentiment, daai tradisies, daai dinge wat God vir my sê, maak klaar daarmee, want jy kan nie my dien, en ek kan jou nie bless, terwyl jy in hy goed vashou. Nie noodwendig sonde nie, ons praat hier so van sonde. Daai sondige gewoontes, wat dit ook al mag wees, want dit gaan nie altyd net oor sonde. Die vyand wil hê ons moet glo dat net sonde is, as ek sondeloos leef volgens myself, dan vergeet ek van die gewoontetjies en maniertjies en die emosies wat ek toelaat om te heers in my lewe. Wat is daar vanmôre in my en u tent, wat toelaat dat klein dingetjies in ons lewe, ons finansies, ons deurbrake, die dinge wat klein is in ons lewe, dat dit vir ons laat res op sê. Wat is daar vanmôre? Die klein vyandjies wat ons oorwin, wat ons so maklik moet kan oorstoot en uit die pad uitvat en sê, man, dis nie 'n probleem nie, maar ons kry dit nie reg nie, ons kry nie oorwinning in areas nie, want daar is hierdie iets in my tent wat ek kan vasthou, wat ek begrawe, wat vir my kosbaar is, wat vir my mooi is. Wat is daar vanmôre wat ek sê, nee, ek het dit al baie keer gehoor al. Nee, ek speel die lotto, maar as ek die lotto wen, nee, dan gaan ek vir die Here, ek gaan vir die koninkryk so groot gee. Famous last words. Want geld, of die liefde vir geld, het 'n nare manier om mense se persoonlikhede te verander. Ek het dit vele kere in my lewe ervaar. Dit breek families op. Dit maak mense arrogant, hoogmoedig, beter dan daarom, terwyl hulle eintlik net bevoorreg is en geseën is. So wat doen ons môre? Loop ons môre met 'n verskoning en sê, maar ek het hierdie ou jammer gekry. Wie is hierdie ding wat ek weet wat eintlik nie reg sê, wat ek tot niet moet maak, maar wat ek mee bande moet breek, maar weet jy, dis nie so werk reg. Ek gaan dit maar spaar. Want voel toch. Wat is daar vanmôre wat ek sê, maar ek is bang vir mense. Sy opinie. Ek is bang en ek het gehoor wat mense sê, ek wil nie Here moet van my so praat nie. Ek wil nie Here moet my een kant is, ek is bang vir verwerping vanmôre, as ek nie maar so 'n bietjie saam doen en terughou in stryd met God se woord en opdrag. Wat is daar vanmôre? Wat se gebler is daar vanmôre in my lewe? Wat se gebler is daar vanmôre in my lewe van iets wat ek terughou ter goeie terug. Maar is in stryd met God se woord. Kan God my vertrou? Kan ek God se seëninge ervaar? Kan ek daardie deurbraak kry wanneer ek so smag? Kan ek vanmôre oorwinning kry oor dinge? As ek vashou, as ek toelaat dat daar klein goedjies is wat bly, wat ek koester. Jy sien, wanneer God vir ons sê, breek, maak klaar, vernietig, dan klink dit baie keer aard, en ons as mens voel nie om dit te doen, want ons is so bang om aanstoot te gee, ons is so bang, weer eens vir die verwerping. Maar as God my wil seën, Job het op die as opgesit, sy vriende en sy vrou het vir hom gesê, vervloek God en sterf. Job het gebei, nie om te sterf, het gebei om God te vervloek. Hy het gehoorsaam gebly soos wat hy sy lewe lang is. En God het op geseën in 'n dubbelmaat. God wil my en u in 'n dubbelmaat sien. En ek sê nie vanmôre dat jou seëning en jou deurbrake en al hierdie dinge gebeur nie, vind nie plaas en jy ervaar dit nie in jou lewe nie, as gevolg van sonde, maar daar is dalk iets wat God wil hê jy moet klaarmaak mee. Daar is daar iets wat jy in jou tent begrawe. Daar is dalk die gebler in jou lewe van dinge wat jy goeie trou. Uit jammerte. Uit vrees. Aan vashou. Ek wil vanmôre vir julle sê, sluit af. Gehoorsaamheid is beter as offers.
om aan God en sy woord gehoorsaam te wees. Dis my lief. Want wanneer ek aan God se woord gehoorsaam is, dan kan God my vertrou, dan kan God my sien. Dan weet jy dat die dinge waaraan my lewe is, wat my kan mislei en verlei, die mense, die materiële, wat tussen my en hom kan staan, is verwyder. Maar God verwag van my en u. Hy gaan dit nie wegvat nie. Hy verwag dat ons dit moet bely. Hy verwag dat ons dit moet aflê. Hy verwag dat ons dit moet tot diep maak, sodat hy kan oorneem in ons lewe. Sodat hy ons God kan wees. Amen. Ek los met daar woord. Gehoorsaamheid is beter as offers. Mag die geseënde dag verder, mag die Here se seën, keerseën ervaar in die lewe en mag die gehoorsaam is en klaarmaak met daardie gebrek en daardie dinge in die toekoms.